Welkom terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en ons gaan voort met vanoggend se oggendpraatjies. Nou, Ras, ek dink hierdie is 'n baie interessante storie rakende toerisme spesifiek. Jy weet, ons het nou al telke male in hierdie program gefokus op die toerisme sektor wat so goed presteer in Suid-Afrika. So die parlement wil strenger toesig hou oor Suid-Afrika se korttermyn verhuuringsbedryf, terwyl platforms soos Airbnb onder vakansiegangers al hoe meer gewild raak. Met die somer wat einde se kant toe staan, is baie Suid-Afrikaners op soek na 'n laaste goedkoop wegbreekgeleentheid of twee. Maar met die groei van die bedryf ontstaan daar groter vrae oor hoe die bedryf bestuur moet word. Die Parlement se portefeulje komitee oor toerisme het in verlede week met verskeie rolspelers, insluitend die Departement van Toerisme en die Suid-Afrikaanse Korttermyn Verhuuringsvereniging vergader. Die doel van die vergadering was om voorlopig nuwe riglyne, oftewel 'n kode van goeie praktyk te bespreek. Volgens die minister van Toerisme, Patricia de Lille, is die kode net 'n tussentydse stap, terwyl die regering werk aan wysigings aan die toerismewet. Die idee is om duidelike riglyne aan gasheere, gaste en aanlyn platforms te gee, met die fokus op veiligheid, regsnakoming en die impak op gemeenskappe. Nou, die voorgestelde reëls sluit onder meer in dat gasheere hulle gaste moet inlig oor plaaslike munisipale regulasies, geraas moet bestuur en basiese veiligheidstoerusting moet voorsien. Gaste aan die ander kant moet gemeenskappe of liewer gemeenskapsreëls respekteer en nie ontwrigting veroorsaak nie. Baie parlementslede is egter bekommerd want die kode is tans nie bindend nie. Hulle het vrae oor hoe hierdie riglyne in die praktyk afgedwing sal word en wat die gevolge sal wees indien die riglyne bloot geïgnoreer word. Ja, dit is 'n goeie punt, want jy kan al die reëls in die wêreld in plek sit. As jou gaste nie daarby gaan bly nie, dan wat gaan jy doen? Wat kan jy, want jy kan mense nie forceer om die reëls te volg nie. Almal is volwassenes, hulle doen wat hulle wil, maar daar moet 'n spesifieke vlak van respek wees in terme van die gemeenskappe waarin mense dan gaan bly in hierdie online verhuuringsplatforms. En ek wil net sê, ek dink ook is moeilik om so iets te reguleer. Presies, en belasting is nog 'n belangrike onderwerp. Tradisionele gastehuise en hotelle betaal verskeie heffings en die vraag is of korttermynverhuurings oor dieselfde kam geskeer moet word. Amptenare sê die aspek val onder die jurisdiksie van die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en dat gesprekke reeds aan die gang is. Die bedryf self, wat deur SASTRA verteenwoordig word, meen dat die sektor veral vir klein gasheere wat op die inkomste staat maak, geleenthede skep. Hulle verwys ook na werkskepping in areas soos skoonmaak en instandhoudingsdienste, maar kritici bevraagteken of hierdie werksgeleenthede werklik volhoubaar is en of dit met die meer gevestigde toerismebedryf kan meeding. Die impak op gemeenskappe, soos wat Elsa genoem het, is ook noemenswaardig. Klagtes oor geraas, oorvol woonbuurte en selfs stygende eiendomspryse kom al hoe meer voor, veral in groot stede en gewilde toerismegebiede. Die Departement van Toerisme erken hierdie uitdagings en sê daar moet 'n balans wees tussen die ekonomiese voordele van die bedryf en die beskerming van gemeenskappe. Vir nou bly die kode maar 'n riglyn, maar dit is duidelik dat strenger wetgewing op pad is. Die groot vraag bly alhoewel, hoe skep 'n mens 'n stelsel wat groei en vernuwing ondersteun, maar steeds regverdig en volhoubaar is vir almal? Hierdie debat woed al voort op sosiale media en mense se menings hieroor is baie sterk. Vat byvoorbeeld 'n stad soos Kaapstad, waar die aanlyn verhuuringsdienste regtig groot is met sogenaamde digital nomads. So jy is dalk van Engeland, dis R22 vir pond, jou pond gaan soveel verder, jy kan 20 of 25.000 rand 'n maand betaal vir 'n een slaapkamer woonstel in die middestad. Maar mense wat in die middestad van die Kaap moet werk, moet van so ver af kom met soms openbare vervoer om by hulle werksplekke uit te kom because they cannot afford to live in the CBD. So there's those extra costs of having to travel because it's just, as ek na die pryse kyk wat mense betaal vir woonplek
in die Kaap is ek net, dit is verstommend. Ek dink so en dit word al hoe duurder. Ek dink die leefstyl oor die algemeen, jy weet, ek hoor van Jy baie was onlangs mense, daar. ja, en baie mense, jy weet, praat uit een mond en sê dit raak net onbekostigbaar om daar te woon en 'n lewensbestaan daar te voer, jy weet. So ek dink dit is presies, ek dink dit wat jy uitlig is vir my, dit is my baie hartseer om te dink dat die mense wat daar woon, jy weet, dit nie kan bekostig nie en dat hulle so ver moet reis dan om net werk toe te kan gaan. So en dit bly interessant, dit bly tog 'n interessante onderwerp om dop te hou, maar ek wonder, ek dink daar lê nog 'n proses voor en baie gesprekke in die verband. En ek dink iets soos Airbnb wat ons ook nou uitgesonder het, baie mense, dis vir baie mense 'n gereelde inkomste, jy weet. So daar's so baie verskillende fasette en verskillende menings en posisies in terme van hierdie saak wat eintlik in ag geneem moet word, want as ek nou wel 'n eiendom kon bekostig en een gekoop het en ek hierom uit as 'n Airbnb, soos wat jy sê, it is an income for me, but I'm able to charge Airbnb rates and I can't charge like what a normal rent would be for that same space. So someone else who is maybe from Cape Town and is South African cannot afford to live there. So dit is maar moeilike gesprekke wat nog moet voortgaan. Absoluut, maar hier is daar maklike gesprekke wat voor lê. So bly ingeskakel, ons is nou weer terug.